Blessed assurance, and Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time, and born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. Day long, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail, and I trust in God, my Savior. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail, and I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Goeiemôre gemeente. Baie dankie. Ons groet mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in wie se liefdesband ons ook ingenooi word. Dit is vir my baie lekker om julle elkeen te sien. Daar was gisteraand groot donderweer en weerlig. Ek dink julle het deelgeneem daaraan. Baie gemeentelede het skade gelei en ons eie internet hier by die kerk is ook af. So ons vra vir simpatie en geduld, en as ek so bietjie na die banke kyk, dan lyk dit my daar is 'n paar mense se karre ook uitgeslaan gisteraand met die weerlig, maar ons vertrou hulle sal weer hulle weg terugvind. Daarom is daar nie nou 'n aanlyn kyk nie, so as jy
Nou, as jy aanlyn kyk, dan beteken dit jy gaan na die opname kyk. So baie dankie vir die lidmate se geduld wat nou eers later hierna kyk. Julle is nog steeds deel en ons is baie dankbaar vir julle aanlyn deelname, al is dit eers bietjie later met die opname. Daar's 'n paar belangrike familiesake. Die eerste ene is 'n spitbraai met allerlei tipe vleis op spit, waartoe ons julle wil uitnooi. Ons gemeente het hierdie jaar 7 groot geleenthede en die spitbraai is die eerste daarvan. As julle na die gewoontes kyk, val hy onder die broodjie, saam eet, vriendskap. Maar hy kan ook by die bruggie wees, as jy 'n vreemdeling nooi, wat nie gewoonlik kerk toe kom nie, dan kan jy hulle spitbraai toe nooi. Dis R150 en laerskoolkinders is net R100. Ons bespreek of ons die tieners eintlik dubbel moet vra, maar dis R150 en dan R100 vir laerskool. Asseblief registreer daarvoor. Jy kan dit op jou foon doen, of na die diens, of gryp iemand en sê vir ons, want ons moet beplan volgens nommers. En ek wil jou vra, dis deel van hoe jy die kerk dien, om hierdie goed by te woon. So dis die spitbraai, 11 Februarie. Dan 18 Februarie is daar 'n lidmaatskap gesprek. As jy nuut is, as jy wil nuut wees, of as jy oud is en alles vergeet het, dan kan jy na die lidmaatgesprek toe kom. Ek sien klomp nuwe gesigte hierso hierdie jaar, so jy is welkom om daarvoor te registreer. Dis jou kans om vrae te vra en te hoor, wat beteken dit om 'n lidmaat hier te wees? Dan wat daarbey aansluit, na die diens, gaan ek en Tom hier voor wees. As jy gebed nodig het, of gesprek, of jy wil bekendstel, enige vraag, na elke erediens kan jy vorentoe kom, en dan sal ons jou graag hierso ontvang. Nou in die banke sal jy so snaakse prentjies sien op die bank voor jou. Sien julle hom? Dis nie die Illuminati of iets wat jy wil vang nie. Hulle noem dit 'n QR code. So jy vat jou foon en dan maak jy jou kamera oop en jy wys die kamera daartoe. Kom maar so dingetjie op, dan druk jy daarop. Deesdae kan jy net so klik, dan word alles vir jou gedoen. So jy mik met jou foon daartoe, dan klik jy. Dan wys dit jou al die goeders van die kerk. Hoe om 'n kollekte te gee deur SnapScan, wat gebeur in die kerk, jy kan bespreek vir die spitbraai, alles gebeur daar, so daai is so half een QR code, dis soos die winkelsentrum waar al die ander winkels is daar binne. So dis die QR code. Dan volgende week hier by ons fasiliteite en reg oor die land, is dit kieserregistrasie. Jy is welkom om hier te kom registreer by die kerk. Ek dink deesdae om nog te stem, vra hoop en dissipline, en ons almal twyfel soms of ons daai hoop en dissipline nog het, maar ons wil vir ons gemeente vra onder die boomgewoonte van hoe om 'n verskil te maak. Al is jou verskil hoe klein, daai is een van jou top boomgewoontes wat jy elke paar jaar kan doen. En as jy nie weet vir wie om te stem nie, kom vra vir my. Dan die laaste familiesaak wat ek wil afkondig is, dis eintlik nou presies 3 jaar sedert ons begin praat het met Linden Park NG Kerk. En ons het een geword, julle almal ken dit, maar as jy dalk nuut is hierso, ons gemeente het een geword met Linden Park NG Kerk, en ons vier nou amper 3 jaar wat dit gevat het om alles klaar te kry, en ons is verskriklik dankbaar, en ek gaan vir Daantjie Smit, dis ons nuwe gemeenteraadsvoorsitter hier by ons kerk, hy kom van Linden Park se kerkraad af, so daar is iets van 'n vol sirkel, en wat ook die gesindheid van die eenwording wys, laat daar nou 'n oud Linden Parker gemeenteraadsvoorsitter hier is. Ek dink dit wys jou hoe die vertroue en vriendskap gegroei het in hierdie proses. So Daantjie, hy gaan ietsie kort sê, en ek stel hom dan aan die woord met groot dankbaarheid. Goeiemôre liewe gemeente. Ekskuus. Ek het 'n 100-dag hoes aan die gang, so my stem is beperk. Ek is hier om eintlik 'n bedanking te doen. Wat julle hier agter my sien, is die laaste visuele projek wat aangepak is as deel van die eenwordingsproses tussen Linden Park en Fontainebleau. Maar eers wil ek julle net 'n bietjie agtergrond gee en 'n storie vertel. Die vakansie, toe ons af met
ons kinders Sagefield toe see toe, en ons het 3 kinders. So van julle wat kinders het of dalk self kinders was op 'n stadium sal onthou hoe kinders met mekaar kan wees. En my speech toe vir die vakansie was gewees: hierdie is elkeen van ons se stukkie hemel op aarde. En dis nie net joune nie, dis ook die ander enetjies in. En weet, maak dit vir daai ene hemel op aarde. Daar buite gaan dit rof, maar hierso binne, hier maak ons dit vir mekaar hemel op aarde. En ek het vanoggend, toe ek nou wil kyk, wie is almal op die vaskom, soos wat dit genoem word, dis nou die fasiliteite se komitee. Toe wil ek nou kyk, wie is dit almal wat ek moet bedank, of wat dalk name is van die vaskom. Maar ek sien toe nie name nie. Ek weet van Jaco de Wit, wat die leier is van die vaskom, of die sameroeper. Ek weet van Henk Keres, ek weet van Hakies Griesel, en ek weet van Tommy wat die bouwerk behartig het. Maar toe kom ek op hierdie stukkie af, wat vaskom se visie is. Ons doel is om ons fasiliteite te omskep in kingdom pockets. Dis nou stukkies hemel op aarde. Ons droom dat ons spasies veilige, gasvrye spasies sal wees, wat ten goeie van gemeenskap kan wees, plekke wat voed, wat omgee, wat bemagtig, loods en inspireer, 'n gawe wat teruggee. So, ek wil vir almal wat betrokke was by hierdie projekte, en dan ook nou ten laaste met hierdie projek van die Meerkotter loodglaswerk, baie dankie sê, dat julle dit vir ons hemel op aarde kom maak hierso. En vir elkeen van julle wat hiernatoe kom en julle stukkie hemel op aarde hierso saam met ons kom beoefen. Baie, baie dankie. Dankie. Ons het nou geleentheid vir die offerhande, die finansiële bydraes met die omstuur van die sakkies. As jy na die tyd na die diens kyk aanlyn, is jy natuurlik welkom om die SnapScan te gebruik, of hierdie QR-kode in die banke kan jy ook gebruik. Maar omtrent 90% van die inkomste van ons gemeente word deur EFT betalings gedoen. So jy is enige tyd welkom om dit ook deel van jou lewensliturgie te maak. Ons probeer in die gewoonte kom om elke week tydens die offerhande te getuig van een of ander uitreikaksie. En hierdie week maak ons 'n aankondiging wat sê al ons uitreike in die gemeente, dit beteken dit wat gebeur onder die boom en die brug, noem ons uitreike. En vir die leierskap en bestuur van uitreike het ons nou 'n komitee gestig. Julle het gehoor, hy praat van vaskom, dis die fasiliteite komitee. Daar is nou 'n uitreike komitee en die se naam is Uitkom. So dis nou nie daai uitkom nie, uitreik komitee. So daar is 'n uitkom gestig en Bruce Baker is die voorsitter en Alexis Katz ook van Linden Park is die ondervoorsitter. En ons is besig, die komitee is gekonstitueer, maar hy moet nou volgemaak word met lede en dan 'n hele weermag vol deelnemers daaronder. So die oomblik wat ek julle sê van die uitkom as komitee, is daar op ons organogram seker 40 leë blokkies wat nog mense soek. So as jy graag betrokke wil raak, en al is dit net 'n klein deeltjie, en sê ek sal vir 'n jaar probeer totdat ons iemand anders kry, as dit met jou goed gaan, dan kan jy langer aanhou, dan wil ek jou vra, as jy nog nie ingeskakel is by 'n diensgroep nie, praat asseblief met my, sodat jy onder hierdie nuwe komitee ergens 'n plekkie kry waar jy dien. Een van die goed is byvoorbeeld om net eenmal 'n kwartaal brandvlei toe te ry en ons teerdromme te gaan haal en hier af te laai. So dis nie ingewikkelde Bybelstudies en goed nie, dis praktiese dienswerk waarvan jy kan deel wees
broodjies maak, allerhande goed. Ek gaan dit nie nou noem nie, maar 'n groot verskeidenheid. So asseblief, moenie skaam wees nie. Kom sê vir my, Skalk, hoe kan ek ergens dien op die uitreik komitee en beweging van die gemeente? Dan wil ek dit sommer nou dadelik dieper vat en sê, dit gaan nie oor kerk wees en ons soek komiteelede nie. Daantjie het gesê, ons wil God se koninkryk laat deurstraal. So ons gaan nou 'n oomblik van stilte gee. Ek gaan die Christuskers aansteek en dan vra ek elkeen van julle om net waar jy sit in jou eie privaatheid te bid en vir die Here te sê, Here, wil U my dalk ergens gebruik? En dan dink ons aan Bybelse versies wat ons ken wat sê, hier is ek, of stuur my, in reaksie tot wat jy voel God in jou hart doen. So ons weet kerk is nie net op 'n Sondagoggend 'n uur nie. So kom ons sit so en elkeen vra sommer net direk vir die Here daar waar jy sit. Here, wat wil U van my hê? Hoe kan ek U dien? En dan daarna gaan ons die Here aanbid met musiek. Ek nooi jou uit om saam met ons te staan. Ons gaan die Here se naam groot maak. Miskien kan ons vanoggend net vir hom dankie sê dat ons leef, dat ons opgestaan het, hier kan wees en saam met ander gelowiges ons geloof ook versterk. Dis sy, laat ons gaan. 1, 2, 3. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring die Here, Christus die Here, met eerlikheid te siege.
sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer, U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. En daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy krag. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. U regeer. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning wilde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons aanbid die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Kan gerus die sitplekke neem. Goeiemôre van my kant af ook, geliefdes. Dis baie lekker om elkeen van julle hier te sien. Ons het vandag die wonderlike voorreg om vir Zak te doop. So ek gaan sommer vir die Mombergs vra om vorentoe te kom en die groot extended family. Daar's 'n mooi foto, kyk net daai mannetjie julle. Wonderlik. Zak is vernoem na 'n gitaarspeler, het ek verneem. En ons is dankbaar dat hy ook hierso sy lewensmusiek kan uitleef binne in hierdie wonderlike viering van die sakrament van die doop. So Okkie en Lenet, ons het bietjie al gepraat en natuurlik waar's Kara nou? Kara, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar Kara was een van ons dopelinge gewees met COVID-19. So ons weet julle is 'n gesin wat die Here liefhet en wat ook vir klein Zak en vir Karel wil grootmaak binne in die weë van die Here. Ons onthou dat die Here julle liefhet en julle twee ook bymekaar gebring het en natuurlik julle as grootouers ook gebruik het in hierdie storie van God se goedheid en liefde. En so wanneer ons vandag vir Zak ook doop en ons hierdie sakrament vier,
onthou ons dat God hom lief het, en ek weet nie, julle kan nou nie sien nie, maar hierdie mannetjie is lekker aan die slaap hierso. Hy geniet sy dummy vreeslik baie. Ons onthou dat die Here hom geskep het en hom gemaak het na sy beeld, en die Here het natuurlik vir Zak ook wilde drome waarin hy gaan ingroei en waarvan julle as ouers ook fasiliteerders kan wees. En so julle het besluit om hierdie mannetjie te kom doop en sodat Zak ook in hierdie storie ingedompel kan word van die realiteit van die drie enige God. So Kara, ek weet nie of jy hier kan sien nie, maar hierdie is die doopfond en hierso staan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ons doop, onthou ons dat dit is die realiteit waarin ons lewens wil leef en wil vestig. So ek het so 'n paar vrae, ek dink die vrae gaan daar opkom wat ek net vir julle twee wil vra. Gewoonlik is Heinrich my toetser van of die mense hard genoeg antwoord, maar nou sit jy heel voor, maar ek sal jou miskien maar nog steeds gebruik. So kom ons kyk net, ons het 4 vrae. Ons gaan heel eerste net vir julle hierdie vrae is: glo julle in die drie enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Die tweede vraag is: aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van die verlossing is? Derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? En dan vierde, beloof julle om Zak volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hom 'n voorbeeld in lewenswandel te wees en om die gemeente toe te laat om julle as ouers hiermee te help? So Lenet, ek gaan dalk eers vir jou vra, jy kan lekker hardop sê, wat is jou antwoord hierom? Ja. Mooi. OK? Ja. Nou, iets wat die gemeente dalk nie weet van julle as gesin nie, is julle is ook op die avontuur om te hervestig in Nederland. En daar 'n bietjie dinge te gaan uitkyk, en dit is regtig ons gebed dat julle ook daar in die naam van die Vader, die Seun en die Gees ook die realiteit van God se goedheid daar sal beleef. So ons gaan vir Zak doop, so ek weet nie wie gaan jy hom vashou, want ek moet sê hy lyk baie rustig. So dalk kan jy die kant toe omkom. En dan gaan ons hierdie mannetjie wat nou so mooi geslaap het doop. Zak, ons doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid vir hulle. Here, baie dankie vir hierdie mooi seentjie en dankie vir Kara en dankie dat hulle 'n gesin is wat in u voetspore wil volg. Dankie vir oumas en oupas. Ons bid, Here, dat klein Zak in sy lewenswandel u goedheid en u liefde sal indrink. Ons bid, Here, dat hy sal beleef dat hy geliefd is en dat u met hom sal wees. En ons bid, Here, dat sy hande en sy voete u goedheid sal sien, dat hulle sal sien hoe hy groei as iemand wat u leer ken en saam met u wandel. En ons bid sommer vir hulle reis nou na Nederland in die volgende paar maande. Ons bid dat u hulle sal beskerm, dat u die paaie vir hulle sal oopmaak en dat u met hulle sal wees. Ons dankie, Here, dat u hulle liefhet en ons vra dat u met hulle sal gaan ook in daai reis. Ons vra dit dan ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons sing 'n lied vir julle wat uit Numeri 6 uitkom. Julle is welkom om julle hande uit te steek as julle gemaklik voel. Genade bewys, die Here draai sy
Liewe gemeente, kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Dankie julle. Dankie, julle kan nou gaan sit hoor, baie geluk. Geliefdes, ons teksvers vandag kom uit Markus 1 uit en ek lees vir ons van vers 21 tot 28. Jy is welkom om op die skerm saam te lees. En hierdie kom uit die 2020 vertaling. Hulle het in Kapernaum ingegaan en op die Sabbat het Jesus dadelik die sinagoge binne gegaan en begin leer. Hulle was verwonderd oor sy lering, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag en nie soos die skrifkenners nie. Juist toe was daar in hulle sinagoge 'n man in die mag van 'n onrein gees en hy het hard geskree: "Los ons uit, Jesus van Nasaret! Het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is. U is die Heilige van God." Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, kliphard geskree en uit hom uitgegaan. Almal was verbaas en het daarom onder mekaar geredeneer: "Wat is dit die? 'n nuwe gesaghebbende lering? Hy beveel selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom." Die nuus oor hom het dadelik oral in die hele omgewing van Galilea versprei. Ons lees so ver. Hierdie is nogal 'n eventvol Sondagdiens, klink dit vir my, wat hier plaasgevind het. Jy kom by 'n spasie in waar daar 'n baie duidelike storielyn is wat nogal ontwrigtend is. Markus is natuurlik die evangelie wat baie vinnig geskryf is. Ek wil sommer vir gemeentelede sê, as jy hierdie jaar saam met ons reis, dan kan jy 'n paar keer deur Markus werk. Markus en Johannes is die twee evangelieboeke wat in die leesrooster baie gebruik gaan word. En Markus is een van daai evangelies, die evangelie wat eerste geskryf is, wat vol aksie is. 59 keer in hierdie evangelie word die woordjie dadelik gebruik. Dit is 'n evangelie wat vinnig is, die tempo is hoog, daar's nie groot agterstories wat vertel word nie. En ons word ingenooi sommer baie vinnig in die persoon van Jesus in. En ons gaan hierdie eerste paar Sondae, wanneer ons met Markus werk, bietjie juis kyk na die persoon van Jesus en hoe Jesus op die voorgrond kom binne in hierdie evangelie. Nou ons lees in hierdie evangelie dat Jesus soos sy gewoonte was na die sinagoge toe gegaan het. En hy gaan na die sinagoge in Kapernaum en ek het 'n foto van dit daar. Ek is gelukkig geweest dat ek al 2 keer daar kon gewees het. En dit is fascinerend as jy daar staan. Daar is op die oomblik 'n ou sinagoge wat opgegrawe is, wat dateer uit die 4de eeu. Maar in hierdie foto, in die onderste gedeelte, wat die klipgedeelte daar is, reken hulle, het hulle die fondasie oopgegrou van die sinagoge presies soos dit was toe Jesus daar was. So wanneer jy daar staan, het jy hierdie diep bewuswording van hierdie sinagoge en die feit dat Jesus, God wat mens geword het, na die plek toe gegaan het. Nou die sinagoge was 'n bymekaarkom plek vir die Jode gewees, waar as jy 10 mans gehad het, baie patriargaal natuurlik, het jy 'n wettige sinagoge gehad, en was dit 'n plek gewees waar die volk gevorm is. Dit was 'n bymekaarkom plek gewees waar die teks, die Ou Testament gelees is, en hoe dit gewoonlik sou werk is elke dorpie met 'n sinagoge sou 'n paar mense gehad het wat skrifkenners was, wat geleer het wat dit beteken om binne in die tradisie hierdie stories van die Ou Testament vir 'n hedendaagse tyd voor te gee. Dit was ook 'n plek gewees natuurlik van lering en dan 'n plek waar die gebruike van die Jode eintlik ingeskerp is by die mense binne in die sinagoge. En so Jesus het na die sinagoge toe gegaan. Hierdie sinagoges is gevorm gewees in die tyd van die ballingskap, toe die Israeliete weggedryf is na ander lande toe, het hulle hierdie klein plekke van onderrig ontwikkel. In die Griekse gedeelte, die Helleniste wat later deel geword het van die hele landskap van Israel, is hierdie sinagoges baie keer teëgestaan deur gimnasiums.
En die gimnasiums was nou weer die plek gewees waar die Grieke hulle kultuur en dit wat hulle geglo het 'n ware burger van 'n land is, ingeoefen is. En dit laat my sommer wonder, wat is die sinagoges van ons tyd? Waar is Jesus besig om ons ook in te nooi om binne in dit wat hy glo menswees is uit te leef? Hierdie teks begin dan met iets wat 2 keer herhaal word. Jesus kom in hierdie sinagoge in en hy verskyn as 'n leermeester. Maar dit is 'n leermeester wat die teks 2 keer sê 'n leermeester is met gesag. Hierdie is iemand wat binne in hierdie sinagoge inkom en nie maar net is soos die skrifgeleerdes nie. Vers 22 in die Engels sê dit so: They were astounded at his teachings, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Iemand met gesag. Die Griekse woordjie is exousia. En ek hou baie van hierdie vertaling want dit kom naby aan die Grieks wat in die Engels is iemand met autoriteit. Jesus word hier aangetref as iemand wat mense baie vinnig oortuig dat hy die ware autoriteit is. Nou, as jy vandag ingekom het, het jy 'n potlood gekry. En as jy nie 'n potlood gekry het nie, wil ek vra dat jy net sommer gou vinnig jou hand opsteek en dan gaan iemand vir jou 'n potlood organise. Ek het 'n wit potlood gekry. Ek het nog nooit in my lewe 'n wit potlood gehad nie. So ek is baie dankbaar. Ek weet nie hoe ek hiermee gaan skryf nie. Lolly sê dit is apparently sodat jy wolke kan inkleer. Hoekom ons vir julle elkeen 'n potlood gegee het, is dat hierdie teks is baie vinnig om in Markus ons bekend te stel aan Jesus wat ons autoriteit is, of in Engels ons author. Die ene wat die gesag in ons lewe het, om in ons lewensstorie te skryf. En binne in hierdie ou antieke Israel het Jesus baie vinnig 'n groep mense se absolute lewens omgekeer omdat hy die ou antieke storie van Israel op 'n nuwe manier begin skryf het. Ons het vandag ook baie sinagoges en plekke en mense wat ons storie probeer skryf. Dink maar net aan al die podcasts wat daar is. Dink aan al die verskillende maniere hoe ons deur geselsradio of praatjies beïnvloed word. Dink aan die maniere hoe ons deur gesegdes en maniere van dink in ons lewe 'n storie skryf van wie ons is. Hierso is aan hierdie kant mense wat hulle hande heavy opsteek. Ons sien julle hande en julle gaan nou julle potlode kry. In Jesus se lewe sien ons iemand wat in hierdie sinagoge inkom met autoriteit. Iemand wat gesag het en wat hierdie mense verbaas. En miskien is hierdie die jaar waar jy weer opnuut jou lewe gaan begin skoei op Christus wat die ware outeur van die lewe is. Dink net gou saam met my aan Netflix se top 10 flieks op die oomblik. Daai storielyn, meeste van daai films se storielyne, veral in die aksie genre, is 'n baie eenvoudige storielyn. Iemand word doodgemaak, iemand raak kwaad, iemand vergeld en die hele reis is 'n storie wat ons dan in ons kultuur beskryf as 'n good feel story, waar die ou wat te nagekom het, almal uitroei en doodmaak en doodskiet. Dit is die storie. En dan dink ons, "Sjoe, hierdie is nou 'n lekker storie." Deel van ons lewe is om ons lewens te begin rig in storielyne wat heilsaam is. Hier's nog een van ons stories. In die laaste 10 jaar, eintlik so meer die laaste 5 jaar, het ons kultuur 'n kansellasie storie. Wat so werk, as iemand iets sê of iets doen waarvan ek nie hou nie, dan cancel ek hom of haar.
Ek unfollow op Facebook, ek blok jou op WhatsApp, ek wil nie meer jou opinie hoor nie, en dit is die storielyn wat ons volg, wat dan later gebeur dat ons hele lewe eintlik 'n echo chamber begin word. En in hierdie teks word ons uitgenooi om hieroor te dink. Toe ek in Amerika gebly het, het ek een keer 'n gesprek met Dallas Willard gehad, wat hy later toe in sy boek The Divine Conspiracy ook neergeskryf het. Hy skryf hierdie ding, hy sê, en die skyfie sal opkom, it is one of the major transitions of life to recognize who has taught us or mastered us, and then to evaluate the results in us of their teaching. I say, this is a harrowing task, and sometimes we just can't face it, but it can also open the door to choose the other masters, possibly better masters, and one master above all. Jou lewe het jy mense toegelaat om met 'n pen in jou lewe jou lewensstorie te skryf. En party van daai stories is goed en heilsaam. Ek dink byvoorbeeld aan stories wat ons by ons ouerhuis ontvang. Party van daai stories is regtig vol deug en behulpsaam. Maar daar's ook goed wat ek by my ouerhuis ontvang het, wat 'n pen skryf was wat nie behulpsaam is nie. Partymal het ek die pen gegee vir vriende of vriendinne wat stories begin skryf het in my lewe wat destruktief is. Ek hou so baie van wat Daantjie gesê het, is dat die kerk is soos 'n klomp mense wat in 'n kar ry en wat op die ou einde hemel op aarde soek. Dit is die storielyne wat ons wil begin ontwikkel. Maar baie keer is die storielyne wat ek moet herskryf, storielyne waar ek gierige storie begin skryf het, of bitter stories begin skryf het, of stories van minderwaardigheid wat sê ek is nie goed genoeg nie. Partymal skryf ons stories van meerderwaardigheid, waar ons dink ons is beter as ander mense. En Dallas Willard sê, hierdie is ons taak, is om agter te kom, wie het ons toegelaat om stories in ons lewens te skryf. Alistair McIntyre sê dit so, hy sê, I can only answer the question, what am I to do if I can answer the prior question of what story or stories do I find myself a part? Om in die voetspore van Jesus te loop, en as ons in Markus hom ontmoet, is 'n storie waar ons sê, hierdie persoon het gesag. Hierdie persoon is waardig om te volg. Een van die storielyne, dink ek, wat ons die diepste beïnvloed, is die storielyne wat gepropageer word deur sosiale media. Is ons word ten diepste ingedompel deur algoritmes en klein bubbles wat ons in stories plaas, wat jou ewe skielik sit in 'n plek waar jou storie eintlik bepaal word deur 'n klomp ander mense. En ek wil nou nie conspiracy theory-agtig wees nie, maar ek weet nie hoeveel van julle het al 'n gesprek oor iets gehad nie, en as jy dan jou rekenaar ewe skielik oopmaak, dan het jy Facebook advertensies, Instagram posts, en dit raak amper soos ietsie wat die hele tyd homself herbevestig. Miskien sou dit so gewees het, dat as Jesus in vandag se digitale sinagoge ingeloop het, mense sou gesê het, maar hier is 'n stem wat vars en nuut is. 'n Stem wat nie haat aanwakker nie, 'n stem wat iets anders gee. Jesus en Markus nooi ons om 'n klomp aspekte van sy lewe te ontgin. Een van my mentors het eendag vir my gesê, een van die belangrikste goeders wat jy kan doen, is om te dink, wie is Jesus vir jou? En hy het so 'n paar woorde gegee wat vir my baie behulpsaam was. Hy het gesê, die eerste woord is, Jesus is vir ons 'n redder. 'n Redder.
Ons almal, ons het nou dit gesing, toe ons Jesus se groot naam geëer het, is Jesus is ons verlosser. En party van ons weet, Jesus het gekom om ons van 'n sondige bestaan te kom red, sodat ons 'n lewe, die ewige lewe kan leef. Ons sien dit natuurlik in hierdie teks. Wanneer Jesus in hierdie sinagoge inkom, is daar 'n man wat in die kloue van die bose is. En vir ons moderne ore is dit partymal bietjie vreemd, maar ons moet onthou, daar is iets soos 'n opponerende krag wat in die wêreld werk. Daar is 'n gees wat ons wegdraai van die mooie en die goeie. En ons het nodig om daarvan gered te word. Oorloë, haat, wraak, seksualiteit wat misbruik word en mense onderdruk, dit is boos. En wanneer jy Jesus ontmoet, is hy die redder wat ons in hierdie situasies inbring. In hierdie week het ek 'n paar pastorale gesprekke gehad met mense wat verwoord het hoe hulle lewens donker geraak het, toe hulle nie meer die prins van die lewe gevolg het nie, maar 'n ander stem. En daaruit kom Jesus ons red. Toe ek hierdie teks lees, onthou ek C.S. Lewis se begin van sy enorme goeie boek, die Screwtape Letters, waar hy skryf oor wat dit beteken om bewus te raak van die duiwel, en hy skryf hierdie, hy sê, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves, dis nou die demone, are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. Daar is 'n outeur wat goed en mooi skryf, maar dan is daar 'n outeur wat sê, daar is donker, en ek wil jou indraai in hierdie plekke waar jy jouself eintlik minder mens maak. En Jesus kom red ons daar. In hierdie pastorale gesprek onthou ek, toe ek 'n tiener was die nommer 1 verkopende boek in Koem boekwinkels, He Came to Set the Captives Free, wat absolute snert is, wat gaan oor demone se dieete. En dit is nou om in hierdie, jy weet, ongelooflike baie slegte deel te wees van C.S. Lewis se vergelyking, dat jy dink 'n demoon uit onder elke bos. Maar ek dink, almal van ons moet weet, die Here kom om ons te red. Die ene wat ons dan ontmoet hierso is Jesus as leermeester. En soos hulle sê, elkeen van ons het leermeesters. En deel van 'n kultuur is om uit te figure wie in die kultuur heers as die leermeester in my lewe. En elkeen van ons word ingenooi in hierdie jaar om te dink weer, wie is die mense wat my leer? Ek het 'n klein getuienis en ek het vir hom gevra of ek dit mag doen, en dit gaan oor Liam. Liam het so aan die einde van laas jaar vir 60 dae lank het hy sosiale media gevas. Hy het sy Instagram afgehaal, want hy het gesê wat gebeur met hom wanneer hy Instagram kyk, is hy kom agter iets is besig om binne in hom te groei wat nie vir hom behulpsaam is nie. Nou sê ek nie almal moet Instagram chak nie, né? Ek sê net kyk, is dit besig sosiale media om jou lewe te help of nie? En in hierdie tyd het hy besluit hy gaan die Bybel begin lees. En hy gaan diep werk met verskillende hoofstukke. En in ons vakansie, soos baie van julle weet, is een van die goeters wat ek doen, is ek probeer my bes om soos Jesus te word, en daarom vang ek baie vis. Dit is iets wat die disippels gedoen het, dis iets wat ek voel nogal in die teks is, so as ek my leermeester volg, is dit een van die dinge. En ek en my swaar, en Liam en sy neefie, spandeer 10 en te veel tyd, maar baie lekker tyd, om visse te vang daar in die Oos-Kaap. Hierdie jaar gebeur dit so, dat gewoonlik vang die 2 neefies net soveel vis soos die 2 paas, maar hierdie jaar gebeur dit net nie.
En Liam begin toe elke oggend bid en hy sê, Here, U is my leermeester, leer my asseblief visvang, sal U asseblief vir my pa en my oom lekker visse gee, maar dit sal so lekker wees as ek en die Hanro, my neefie, ook 'n lekker vis kan vang. En die vakansie gaan aan en dit gaan aan en ek en my swaar Adrian vang baie lekker visse, maar die twee neefies vang amper niks. En eendag hoor ek hoe gesels Liam met die Hanro en hy sê vir hom, ek leer iets op die oomblik. En wat ek leer is, dat wanneer jy vir die Here iets vra, is daar eintlik maar net 3 antwoorde. Die eerste een is ja, en hy sê toe, dit is baie duidelik dat die pappas die ja kry op die oomblik. Partymal sê die Here nee, en dan ander kere sê hy, leer ek dat die Here sê, wag net so bietjie, dis nog nie jou tyd nie. En hulle twee het toe 'n baie interessante gesprek hieroor, want hulle is besig om te leer wat dit beteken om hulle lewens te onderwerp aan die leermeester. Die neefie gaan toe weg, hy het toe geen vis gevang nie, en ek en Liam is toe nog so 3 dae saam, en ek en hy is op die kajak en gesels oor wat dit beteken om in 'n lewe te wees waar ons aanhou leer om Jesus te volg. En hy sê vir my eendag, ja, hy het nou eintlik vrede gemaak dat hierdie die vakansie is waar die antwoord 10 teen 1 nee is. Maar hy's okay daarmee. En daai middag sit ons op die kajak en hierdie is nou so 'n bietjie fyn brek sê ek ook, maar die mannetjie trek toe nou die lekker mooi kabeljou uit. Julle kan hierdie fotootjie wys. En sy heel eerste respons op die kajak is dankie Jesus. Dankie Jesus. En ons begin toe praat oor wat van daai tye wat jy moes volhard en nee, dit gebeur nie nou nie. Ek onthou toe my ma en my pa albei kanker gehad het. En ons bid vir genesing. En die antwoord is nie ja nie. Wat beteken dit om die leermeester dan te volg? Wat beteken dit om die leermeester te volg wanneer jy die ja kry en dan kan sê dankie? En wat hy te doen is, hy breek toe sy vas en skryf hierdie getuienis op Instagram neer. Want dis wat ons doen as disippels, is ons sit ons lewens onder die heerskappy van 'n ander Heer. En dis die volgende woord, is wanneer ons die leermeester begin volg en in sy voetspore loop, dan ervaar ons iets van hom as Heer. Nie net adviseer nie, maar Heer. En in hierdie jaar gaan elkeen van ons ingenooi word in storielyne in, waar Jesus my en jou gaan innooi in klein stappies van gehoorsaamheid. En wanneer ons dit begin volg, dan gaan ons iets beleef van Heer. Volgende week gaan ons bietjie kyk na hierdie ene, is dat die Here ons innooi as ons geneesheer. En daai geneesheer is 'n manier van lewe wat nie noodwendig altyd beteken fisiese genesing nie, maar heelheid, om hierdie lewe te kan smaak binne in die lewe wat gebreek is. En die Here nooi ons ook uit in hierdie jaar en sê, ek wil jou vriend wees. Ek wil iemand wees wat saam met jou wandel. Ek het baie aan julle gedink ookie toe ek voorberei het, en sommer aan 'n klomp van ons, ek dink baie van ons gesinne beleef op die oomblik hoe dit is om mense te hê wat oor see bly. Julle gaan soontoe en gaan die Here daar kan ontmoet as redder, leermeester, Heer, geneesheer, maar ook vriend. Iemand wat sê, ek is saam met jou op hierdie avontuur. Hierdie mense kom en hulle sien, Jesus is iemand met gesag. En ek gaan jou vra om net so oomblik saam met my te dink, oor wie het die pen in jou lewe op die oomblik? Wie skryf jou storielyne? Wie is dit wat jy miskien die pen van moet wegvat? In hierdie jaar by Fontainebleau gaan ons baie sterk fokus op wat dit beteken om Bybel te lees. En ons wil elkeen van julle uitnooi om as jy Sondag na die erediens toe kom, jou fisiese Bybel te bring. Bring jou Bybel dat ons bietjie weer daardeur blaai en dit voel. Ons gaan hierdie jaar 'n kweekhuis vorm
wat 'n fancy woord is vir 'n Bybelskool waar ons 'n paar keer in die jaar gaan stop by baie belangrike dele van die Bybel, sodat ons weer die gesag in ons lewe kan teruggee vir die Here. Ek gaan jou vra om net daar waar jy sit, miskien sommer jou potlood uit te haal en net 'n oomblik te vat en te vra hoe jy spasie vir die Here maak in jou sinagoge, jou huis. Hoe jy spasie maak vir die outeur van die lewe daarin. En ons gaan luister na 'n bedieningslied en jy kan luister na die woorde en dit dan ook gebruik as 'n oomblik van refleksie en gebed. Here is where I lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. Be the author of my life. Kom ons bid saam. Here, so baie keer laat ek toe dat die kultuur storielyne in my lewens skryf. En ek bid Here dat U opnuut die pen van my lewe en my vriende se lewens hier sal vat en die goeie en mooi stories skryf as leermeester van ons lewens. Ek bid Here vir daai stories wat destruktief geraak het oor generasies in ons lewens. Storielyne wat onbehulpsaam is in gesins- en familielewe. En ek wil vra dat U nuwe stories sal skryf. Ek bid vir daai minderwaardigheidsstories wat ons laat voel asof ons nie goed genoeg is nie. En ons bid Here dat U pen van liefde en aanvaarding en genade sal vloei in ons lewens. Ek bid Here dat U ons sal help in daai destruktiewe stories waar ons dink ons is beter as ander mense. En ek wil vra dat U ons sal help. Dankie Here dat U ons nog steeds wil verwonder as iemand met gesag wat nie soos die kultuur leer nie. En mag ons verwonderd wees
deur u goedheid en u woord. Ons bid dit in u naam. Amen. Geliefdes, ek nooi julle om te staan en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Terwyl ons dit doen, ek herinner sommer net, ek word nou herinner terwyl ek al sit, wanneer ons die Onse Vader bid, dan bid ons aan die einde, want aan u behoort die krag en die mag tot in alle heerlikheid. Daai woordjie mag is hierdie selfe woordjie, is exousia. Aan u behoort die krag en die autoriteit tot in alle ewigheid. En mag die Here ons daarmee help. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees, soos ons Jesus as leermeester volg. En as jy saamstem, sê saam met my, Amen. As jy wil gesels, is ons hier voor, gaan koop vir jou spitbraai kaartjies en ons het lekker tee en koffie in die saal. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the crown of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the crown of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to, whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where